James Kemp, ons nuuspersoon van die week. James, goeiemôre, baie welkom. Altyd lekker, dankie Dawie. Lekker om saam met jou te kuier. Kom ons begin, daar's 'n paar interessante goed internasionaal en plaaslik, maar iets wat my nogal opgeval het, die tussentyd is mense met tussenverkiesings. Waar daar 'n paar uitslae wat uitgekom het hierdie week, wat vir my baie interessant is. Gaan daardeur met ons. Kom ons kyk na 3. Die eerste 2 is in die Weskaap. Daarso het die Patriotic Alliance 'n setel by die DA afgeneem en dan het hulle ook 'n setel, 'n wijksetel by die Good Party van Patricia de Lille afgeneem. So daar, kom ons kyk gou vinnig na George, daar het die Patriotic Alliance ongeveer net so raps minder as 60% van die stemme op hulle verenig. 'n Baie interessante ander uitslag is in Pretoria, in die Littleton omgewing, waar daar ook 'n tussenverkiesing was. Die 2 groot deelnemers daar was met die DA en die Vryheidsfront Plus, en daarso het die DA die wijk wat mense tradisioneel sou beskryf as 'n veilige DA-wijk, 'n seker DA-wijk, het die DA daarin geslaag om daardie wijk te behou, daardie setel te behou met net 270 stemme. So met ander woorde, 'n kort koppie agter hulle was die Vryheidsfront Plus wat eintlik aan baie goed gedoen het, of dan die DA wat baie power gedoen het in die betrokke tussenverkiesing. Dit lyk my so half hulle baie van hierdie, kom ons noem dit nou maar randpartye, is dit die regte woord daarvoor, dat hulle meer, die Engelse woord is die maklikste, mainstream begin raak. Ja. So wat ons byvoorbeeld as jy terug na die Patriotic Alliance toe beweeg, sien ons dat hulle 'n redelike opgang maak in hierdie stadium, byvoorbeeld spesifiek in die Weskaap. En die groot vraag is dan, wat gaan daar gebeur en wat gaan met byvoorbeeld die bruinsteen in die Weskaap provinsie gebeur, wat in die verlede amper half as vanselfsprekend geneem is deur Patricia de Lille en die Good Party, is dit nie meer so seker in hierdie jaar wat ook baie moontlike verkiesingsjaar kan wees. Kom ons maak 'n draai internasionaal. Davos, World Economic Forum in Suid-Afrika is 'n afvaardiging. Nou ons het 'n paar ouens toe gestuur. Die minister van Finansies is daar en ek dink hy het nogal 'n rede om daar te wees en hy het 'n paar goeie stories te vertel. Maar dan het ons 'n spul ander ook wat nou saamgegaan het. 4 of 5 ministers dink ek. Ja, die hele rits minister van elektrisiteit het saamgegaan. Hoekom kan ek nie verstaan nie. Om vir die ouens te sê is nie meer beerkrag nie, Dawie. Nee, onthou nou elkeen van hulle kos 'n pot vol geld, né? Die minister van Klein Sake Ontwikkeling, daai departement moet toegemaak word. Minister van Toerisme, ja, dat ek oor die bestaansreg van daai departemente kan 'n ou natuurlik lank gesprek voer, maar ek stem met jou saam met daai departement. Die minister van Toerisme wat ook saam gegaan het, een van die fokusareas was ook nogal om Suid-Afrika ook as 'n toerisme bestemming te bemark. Ek verskoon dat jy nie rede val, maar ek sou nie sê dis die platform daarvoor nie. Ek gaan kry koop liewer een van die groot billboards ergens by groot lughawe. Jy gaan mos nie vir Bill Gates sê, luister hier, so ek het 'n special op 'n hunting pakket, twee springbokke en 'n kudu en ons het 'n brandewyn special in die aand. Kom dan op Clifton en gaan besoek 'n wynplaas. Ja. Nee, dit is so. Nou, soos jy nou genoem het ook, dis 'n ritsministers wat saamgegaan het. Elkeen van daardie ministers wat nie alleen reis nie. Ek koop nie net vir hom 'n vliegtuigkaartjie nie. Dis 'n hele entourage wat hulle ook dan nou vergesel so intoe. Die minister van Finansies wat hy kan nou wees. Ja, Enoch Godongwana wat die afvaardiging gelei het, maar dit was nogal 'n interessante keuse van die ministers wat saamgegaan het. En die minister met die president van die Reservebank was ook daar gewees en ek verstaan dat hy ook daar moet wees. Maar natuurlik, dit het net oor een persoon gegaan, Davos. En dis Donald Trump. Ja, ek wens eintlik die kameras was op die gehoor terwyl Trump sy toespraak gelewer het eerder as op Trump, want ek sou graag 'n reaksie wou gesien het. Trump wat 'n paar omstrede uitsprake daar gemaak het. Iets wat jy, as iemand vir my gesê het, hoe die Trump het dit en dit en dit gesê en ek het dit nie eerstens gesien nie, sou ek nooit geglo het dat 'n president op 'n internasionale platform so iets sal sê nie. Byvoorbeeld, was dit nie vir ons net julle nou Duits en 'n bietjie Japanees gepraat. Hy het byvoorbeeld ook gesê hierdie Chinese, hoor jy, hulle is slim mense, hulle maak hierdie windmolens, verwys na die kragopwekkers en dan verkoop dit aan dom mense. Hy het terminologie oor groen energie gebruik, so byvoorbeeld the Green New Scam. Hy het 'n paar keer na sy voorganger as Sleepy Joe Biden, dit op 'n internasionale platform verwys, en natuurlik ook sy vredesraad waar daar 'n bietjie meer besonderhede bekend gemaak is. Miskien moet ons later daar meer daaroor gesels. James Kemp, dankie dat jy weer 'n keer hier by ons draai kom maak. Dit altyd lekker met jou te gesels. Lekker, dankie Dawie. Oor die week se weer. Ja, of jy nou van hom hou of nie, né? Hy maak golwe.